U verander my hele lewe. U vat my styf aan die hand. By U wil ek bly. U verander my hart. U verander my hele lewe. U vat my styf aan die hand. By U wil ek bly. Goeiedag geliefdes. Daar word gesê dat verandering die enigste konstante in die lewe is. En dit is nogal so. Ons moet altyd reg wees vir verandering. Maar ons is nie altyd reg vir verandering nie. Tog is verandering die een ding wat in die lewe die meeste of vermy of weerstaan word. Kom ons gaan kyk hierdie week wat sê die woord. Op hierdie maandagoggend begin ons by Romeine 12 vers 1 en 2, bekende gedeelte. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. God wil jou in jou enginekamer kom verander. Hy wil jou denke verander. En nou moet jy so 'n bietjie daaroor dink. Jy is nogal wat jy dink. Jy doen nogal dinge op 'n sekere manier omdat jy 'n sekere manier van dink het. En miskien moet ons 'n bietjie so van tyd tot tyd stop en vir onsself afvra, maar hoe lank hou ek nou al hierdie oortuigings wat ek het? Want kyk, jy gaan mos nie iemand oortuig van iets anders nie. Hoe lank hou jy al die oortuiging oor allerlei sake wat jy het? En kon iemand al ooit jou van oortuiging verander? Met ander woorde, hoe jy dink. Groot vraag daarmee saam, kan die waarheid van die evangelie, van die woord, kan die waarheid van God jou verander, waar jy dalk in 'n ander denkpatroon vasgevang is. Jy sien die woord sê, ons moet in die sondige wêreld gelyk word nie. Maar God sal ons verander deur ons denke te vernuwe. So sal hy sorg dat ons nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Nou is dit vir my so erg om baie keer te hoor dat mense sê dat hulle maar so is, dat dit deel van hulle persoonlikheid is en daarom doen hulle X, Y en Z. Sondige goed wat lyk net soos die sondige wêreld. Dus kan ons vinnig sê, nee, ons klas as ons die mere is maar so. En ons loop in verwoesting en haatsaai so ver as wat ons gaan, met ons vinnige mere, wat 'n familiekenmerk is. Wat is dit anders as die wêreld? En so kan ek menigte voorbeelde opnoem. En net vandag by elkeen van die kinders van God stil staan en sê maar, God sê, jou enginekamer kan verander en hy is die een wat dit kan verander. Hy wil jou denke vernuwe. Is ons nog oop daarvoor? En ek wil tog by elke kind van die Here pleit, dat ons oop sal bly vir hierdie verandering. Want hierdie verandering is goeie verandering. Hierdie verandering is positiewe verandering. God gaan jou nie verander om in 'n slegter posisie te wees nie. God wil jou denke verander om jou in 'n beter verhouding met hom te plaas, in 'n beter verstaan met hom te plaas. Is dit nie die moeite werd nie? Al kon niemand jou nog ooit oortuig om van jou vaste oortuigings ontslae te raak nie, of dit te verander nie. Kom ons gee in gebed en in dankbare opoffer van onsself, ons enginekamers, ons gedagtes vir God, sodat hy dit kan verander. Mag hierdie verandering in ons lewens plaasvind en mag dit vir jou seën wees. Shalom. Luister as hy in jou oor kom fluister, luister vir sy stem. Hy wil jou kom haal, soos hy my kom haal het. Hy vat ons saam en haal.